Goeiedag en baie welkom by ons sluit die woord. Ek hoop regtig dat die Here vir jou die afgelope week baie naby was en dat jy sy goedheid en sy seëning en teenwoordigheid ervaar het. Hy is goed, hy's altyd by ons. Hy omvou ons met sy liefde en teenwoordigheid, met sy goedheid en grootheid. Mag jy vandag ook 'n wonderlike dag hê. Hierdie week wat voorlê, weet dat die Here jou vashou en dat jy sy kind is. My naam is Jaco Pieter en ons gaan vandag verder gesels oor die brief van 1 Tessalonisense. Kom ons bid saam voordat ons in hierdie program ingaan. Vader in die hemel, baie dankie vir u liefde, u teenwoordigheid, u grootheid en almag. En dat ons vandag kan weet dat u Gees die woord in elkeen van ons harte ontsluit. Amen. Ons het die afgelope 2 weke gesels oor 1 Tessalonisense en ons het agtergekom dat Paulus hierdie brief skryf omdat dit die essensie van die goeie nuus in die lewe bevat. Laasweek het ons stilgestaan by 'n paar geestelike dimensies wat ons uit 1 Tessalonisense uitkry, swaar kry op 'n geestelike vlak en dan ook swaar kry fisiologies of emosioneel. Vandag kyk ons weer deur die venster van 1 Tessalonisense om vandag beter te verstaan. Hierdie gemeenskap was 'n nuwe gemeenskap met 'n gesamentlike doel. En vandag lê dit vir ons die klem op die kerk van die Here, wat 'n groep gelowiges is wat saam vergader het om te bid en meer van die Here te leer. En so kan ons vandag kyk na ons gemeentes om te sien dat ons een doel voor oë het. Kerke vandag het nodig om te sien dat ons almal die Here wil verheerlik, dat ons almal sy kinders is. En daarom moet ons as kerke vir mekaar bid, sodat die kerke van die Here Jesus Christus in die wêreld die impak kan maak wat God van ons vra. Wanneer ons gaan kyk na die mooi dinge wat in kerke gebeur, kan ons die Here daarvoor net loof en prys, want sy grootheid en goedheid is altyd by ons teenwoordig. Ons moet onthou dat die Here ons voortdurend in ons lewe beskerm en dra. En daarom moet ons voortdurend onthou wat die Here vir elkeen van ons in ons lewe gedoen het. Dink 'n bietjie terug aan jou lewe en dink aan alles wat die Here vir jou gedoen het. Kom ons begin en ons dink aan die effek wat die Here op ons het wanneer dit kom by vergifnis, wanneer hy vir ons sy genade wys en wanneer ons sy goedheid ervaar. Dink aan die tye in jou lewe wat die Here vir jou gedra het. Vat 'n bietjie tyd en dan dink jy sommer aan die tye wat dit vir jou baie moeilik was, wat jy gedink het, jy gaan nie hierdie dag deurmaak nie. Of in jou lewe 'n sonde wat jy gedoen het en skuldig gevoel het en gevoel het jy's aangekla. Jy gaan nie daarvan skoon kan kom nie. Of dat jy in jou verhoudings dalk iewerster probleme opgetel het, maar dat die Here jou kom help deur sy Gees. Dink 'n bietjie terug aan dit vandag. Sien die hand van die Here in jou verlede raak. Want wanneer ons oë oopmaak, en jy sal sien, geliefde, dat die Here daar is, dan sal ons al meer bewus wees van hoe die Here vandag in ons lewe betrokke is. Want ons lees, Christus is gister, vandag en môre dieselfde. En daarom kan ons weet dat dit wat die Here vir ons gedoen het, ons help om in geloof, hoop en liefde vorentoe te gaan met ons lewe. En dit het ons gebring by die werk van die geloof, by die praktiese uitlewing van geloof is 1 Tessalonisense in hoofstuk 1. Hoe die werk van geloof so belangrik in ons lewe ook is vandag nie, né? Want ons moet ook in ons lewe gaan seker maak dat ons geloof vir ons werk geword het. Want geloof is nie net iets wat ons uit die hemel uitgryp en dan gebruik soos wat dit vir ons pas nie. Maar wanneer ons na geloof kyk, Paulus gebruik dit meer as een keer, nie net in Tessalonisense nie, maar ook natuurlik in die welbekende 1 Korintiërs 13, waar hy sê, nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Nou, die werk van die geloof beteken om jou geloof uit te leef in jou daaglikse lewe. En ons word uitgedaag as Christene om elke dag ons geloof uit te leef, ten spyte van waar ons onsself bevind, of ten spyte van waar ons elke dag
mee begewe wat in ons lewe gebeur, het ons nie 'n keuse as om voluit te gaan en ons lewe voluit vir die Here te lewe nie. Want dit is ook 'n belangrike ding wat Paulus vir hulle leer in 1 Tessalonisense. Hoe kan ons geloof voluit uitleef? En Paulus praat dan oor volharding. Paulus praat dan van egte geloof. Hy praat van 'n lewenswyse. Hy praat daarvan dat egte geloof hou verband daarmee dat God se woord, die goeie nuus, belangriker is as mense wat met vleitaal besig is of mense wat allerlei dinge doen om vir hulle self voordeel te trek uit die evangelie, soos wat ons lees in 1 Tessalonisense hoofstuk 2. Vir jou en vir my vra dit natuurlik dat ons vandag gaan kyk wat dit is wat vir ons verhinder om ons geloof heeltemal uit te leef. Ons begin eers by onsself en ons kyk in ons eie lewe hoe ons onsself inhibeer, hoe ons onsself soms self saboteer om nie oor God te praat nie, hoe om nie ons geloof uit te leef nie. Jesus roep ons almal tog in Matteus 28 vers 19 as hy sê, gaan heen en maak disippels van alle mense. Leer hulle om alles te onderhou en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. 'n Lewe van geloof beteken dat jy ook vir God glo, dat jy glo in God en weet wie God is en waarom die Here vir jou dan so belangrik moet wees, want hy is die begin en die einde van jou geloof, lees ons in Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Christus is die begin en die volëinder van ons geloof. Geloof in God help natuurlik ook dat ons weet dat dit wat hy sê, hy gaan doen, waar is en dat hy dit sal doen. Dink aan jou geloof. Dink aan hoe jy tot geloof gekom het. Ek onthou 'n paar keer in my lewe hoe ek in my geloof gegroei het. Ek onthou een spesifieke geleentheid waar my pa op 'n stadium vir my in graad 11 kom vra het of my verhouding met die Here reg is. Dit was een van my hoogtepunte in my geloofslewe, dat my pa die moeite gedoen het om dit vir my te vra. Daar was ook ander momente. Ons was op kampe, kerkkampe gewees. Ons het ervarings gehad in die koshuis waar ons saam die Bybel bestudeer het as kind. En soos ek groter geword het tot en met vandag, is daar soveel momente in my geloof wat ek kan terugdink en kan sien, maar hoe die Here my aangeraak het deur sy Gees, hoe die Gees dinge in my oopgemaak het, hoe die Gees mense oor my pad gestuur het om dinge vir my oop te maak, om my geloof te versterk, om sterk te staan in my geloof. Ek sal ook nooit vergeet die hoeveelheid kere wat my ma en pa vir ons gebid het en gesê het, hulle bid vir ons in moeilike omstandighede. Dit is geloofsversterkend. Vandag is my vrou die een wat vir my sê, ons gaan bid oor die storie of oor 'n saak, om seker te maak dat ons ook in ons geloof kan versterk. So ook in die gemeente, bid ons saam, want geloof in aksie beteken dat ons bid, dat ons met die Here praat en dat ons dit uitleef in ons persoonlike gebedslewe. Nie net vir onsself nie, maar vir ander mense ook. Die tweede kenmerk wat belangrik in hierdie brief van Tessalonisense is die werk van die liefde. En werk van liefde is 'n selfopofferende, volhardende selfopofferende liefde en loyaliteit teenoor die Here. En opofferende liefde beteken dat jy nie aan jouself alleen dink nie, maar dat jy eers aan ander dink. Jy weet, Jesus het dit 'n klomp kere gesê, dat die wat die belangrikste wil wees, die minste moet wees, en die wat die leier wil wees, die wat voor wil loop, moet bereid wees om almal te dien. Want dis wanneer ons ander mense dien, wat ons regtig besef dat ons aan die Here behoort. En dink aan 'n paar kere wat jy ander mense gehelp het. Nie om iets te vermag nie, maar omdat die Here jou in jou hart oortuig het om dit te doen. Gaan dink net hoeveel dit vir jouself beteken het, toe jy ander mense kon help om uit seer uit op te staan. Toe jy hulle bemoedig het in 'n tyd van nood. Gaan dink aan die kere wat jy uitgereik het na mense, ongelowige mense, met mense gepraat het
oor die woord van die Here, of toe jy vir hulle kos gevat het, of op een of ander manier bygestaan het met finansies. Gaan dink aan al hierdie omstandighede, en dan kan jy raak sien hoe die Heilige Gees liefde in jou hart oopgesluit het, omdat daardie liefde wat jy gaan wys het van God afkom. En dit is hoekom Paulus dan skryf oor hierdie volhardende, selfopofferende liefde. Want dit is wat die Thessalonika gemeente gedoen het. Want deur hierdie liefde kon hulle ook getuig. Want ons moet onthou dat jy kan nie getuig as jy nie liefde in jou hart vir mense het nie. As jy nie in verhoudings met mense kan staan nie. Ons moet leer om ten spyte van ons verskille of gevoelens van mense, leer om in 'n tipe verhouding te tree wat die Here van ons verwag, sodat ander mense ons liefde kan ervaar. En ons liefde is die liefde van die Here Jesus Christus, wat in elkeen van ons woon. Gaan dink ook aan die mense wat in jou lewe vir jou liefde gegee het, toe jy dit nodig gehad het. Mense se liefde wat vir jou opgetel het, mense wat vir jou gehelp het en versterk het. C.S. Lewis skryf in sy boekie A Grief Observed, sê hy dat die enigste manier wat hy in sy lewe besef het, hy God tasbaar ervaar het, God se liefde tasbaar ervaar het, was deur sy vrou. Dit was die enigste manier wat hy kon terugdink. En dan sê hy dat ons moet besef hoe waardevol God se liefde deur ander mense na ons toe kom. God se liefde het geen plafon nie. God se liefde kan nie ingeperk word nie. Dis baie wyer as wat ons dink, dis baie hoër, baie dieper, baie verder. En daarom dat Paulus skryf in Efesiërs 3, ek bid dat julle sal kan sien hoe ver, wyd, hoog en diep die liefde van ons Here Jesus Christus is. En ook in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En ons liefde het ook dan 'n bepaalde lojaliteit teenoor die Here. En wanneer ons 'n liefdeslojaliteit het teenoor die Here, dan is hy ons eerste liefde. Soos ons ook in Openbaring lees dat die gemeente gewaarsku is dat hulle eerste liefde verlaat het. Wanneer ons kyk na ons liefde in die lewe, dan is die Here ons eerste liefde. Hy is ons ankerliefde. Hy is die liefde wat ons vul, wat ons lewe volmaak. Want sy liefde verander ons lewe. Dis wanneer ons besef dat hy ons liefhet. En jy moet vandag weet, vriend, dat die Here vir jou liefhet. Dat hierdie goddelike liefde, wat net van die Here afkom en gewys is deur die Here Jesus Christus en bevestig is deur die Heilige Gees, dat God jou liefhet. Dat jy vir die Here spesiaal is en dat hy vir jou omvou. Jy moet ook weet, ons lees in in Johannes, God is liefde. En daarom wanneer ons na onsself moet kyk, moet ons ook onthou dat ons die mense rondom ons moet lief hê. Want ons moet weet dat Johannes skryf. As ons sê dat ons vir God liefhet, maar ons het nie die mense lief wat ons kan sien nie, dan maak ons onsself leenaars. Want as ons God wat ons nie kan sien nie, liefhet, hoe kan ons dan sê dat ons mense wat ons met die oog sien, nie liefhet nie? Liefde is selfopofferend en dis lojaal. Lojaliteit is op die einde van die dag een van die sigbare tekens in ons lewenswyse dat ons teenoor die Here lojaal is. Dit alles was geanker in hulle vertroue dat die Here Jesus Christus weer sal terugkeer. Regdeur 1 Tessalonisense en nog meer in 2 Tessalonisense is Paulus besig om voortdurend vir die gelowiges daarop te wys dat die Here Jesus Christus terugkom. Hy is die hoop op hulle heerlikheid. Ons vind dit in 1 Tessalonisense 1 vers 10 as hy praat oor die wederkoms van die Here wat hulle verwag. Want die wederkoms is 'n realiteit en 'n werklikheid en dit gaan 'n asemrowende, onbeskryflike groot gebeurtenis wees, iets wat ons gedagtes verreweg nie kan verstaan nie.
Wanneer die wederkoms plaasvind, sal ons net op ons knieë val en die Here aanbid. Want ons sal nie eintlik op enige ander manier kan reageer op die groot en almagtige teenwoordigheid van die Here nie. Ons weet dat die ripple effek van hoop, die ripple effek van hoop is sienbaar in Paulus se brief, wanneer hy sê, wie anders tog as julle is ons hoop en ons blydskap, die kroon op ons werk, waarop ons trots sal wees, wanneer ons met sy wederkoms voor die Here Jesus sal verskyn. Julle is immers ons trots en blydskap. Dis 1 Tessalonisense 2 vers 19. So die ripple effek sien ons verder in 1 Tessalonisense, wanneer Paulus ook vir hulle skryf, dat hulle moet vasstaan in die Here, en dat hulle vir mekaar moet lief wees, dat hulle mekaar oorvloedig moet maak, en dat hulle mense moet laat groei. En dan sluit hy die hoofstuk weer af in hoofstuk 3 ook, dat ons sal saam staan wanneer ons Here Jesus kom met al sy heilige engele. Dan doen Paulus verder moeite, om in hoofstuk 4 te praat oor die opstanding uit die dood. En hy sê vir hulle dat die Here Jesus gaan terugkom. Hy sê dit ook in hoofstuk 5, oor die tyd en omstandigheid wanneer hierdie dinge gebeur, is nie nodig om in julle te skrywe nie. Want Paulus weet dat Jesus sê selfs nie eers die Seun weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie, maar kom onverwags soos 'n dief in die nag. Mense sal sê alles is rustig en veilig, en dan skielik sal die ondergang hulle oorval soos geboortepyne. Maar ons leef nie in die duisternis nie, skryf Paulus in 1 Tessalonisense 5 van vers 4 af. Die dag sal julle nie soos 'n dief oorval nie. Julle is tog almal mense van die lig, mense van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos ander nie, maar laat ons wakker bly en nigter wees. Die wat slaap is van die nag, en die wat hulle dronk drink is die van die nag. Maar ons wat van die dag is, moet nigter wees. Ons moet geloof en liefde as borsharnas dra, en die hoop op verlossing as helm. God het ons tog nie bestem om gestraf te word nie, maar deur ons Here Jesus Christus verlos te word. Hy het ter wille van ons gesterwe, sodat ons, of ons by sy koms nog lewe of reeds dood is, saam met hom kan lewe. Praat mekaar dan moed in, en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen. En hier leer ons dat hoop se ripple effek baie verder gaan. Ons lees hier dat liefde en geloof se ripple effek groter en groter word van jou groter deel word van jou lewe, en al verder uitkring in jou lewe. Die woord goeie nuus word 60 keer in die evangelie genoem, en die gelowiges het die goeie nuus aangeneem in die krag van die Heilige Gees met volle oortuiging as woorde van God. Hulle het vertel van hulle ervaring. Nou geliefdes, die goeie nuus is dan vir jou persoonlik sigbaar en hoorbaar, wanneer jy kyk na ander gelowiges se lewe. En dit moet ook waar wees van jou en my lewe, en daarom kan ons onsself vra, of die goeie nuus in ons lewe persoonlik sigbaar en hoorbaar is. Die gemeente het prediking gehoor, die krag van God gesien, en daarom het hulle die goeie nuus geleef. En hulle het navolgers geword van Christus, van Paulus en Christus. En hulle het die evangelie met groot blydskap aangeneem, ten spyte van swaar kry wat dit teweeggebring het. Jesus het sy lewe geoffer vir elkeen, en daarom het hulle dit as deel van hulle nuwe lewe aangeneem, en ten spyte van swaar kry voortgegaan om die goeie nuus te verkondig. En toe het hulle geleer om met vreugde en volharding standvastig te bly, ten spyte van vervolging en swaar kry. En hulle gemeente in 1 Tessalonisense het 'n ripple effek gehad. Gaan dink in jou lewe aan die ripple effek wat jy het. En ek dink as elkeen van ons eerlik is, sal ons presies weet wat ons ripple effek is. Is ons ripple effek iets wat negatief uitkring of mense ontstig? Is ons ripple effek iets van blymoedigheid of vrygewigheid of empatie? Die ripple effek van ons lewe, gaan dit daaroor dat ons ander mense benadeel? Gaan dit daaroor dat ons vir ander mense iets beteken? Want hier leer ons in 1 Tessalonisense dat wanneer ons Paulus naboots, en terloops,
Dis net Paulus wat in die Bybel noem dat ons hom moet naboots, soos wat hy vir Christus naboots. En dit is die enigste plek in die Bybel wat ons dit sien. En wanneer ons gaan kyk na Paulus se lewe, kan 'n mens dit heeltemal verstaan. En is dit verstaanbaar hoekom ons hom kan naboots? Hy het sy hele lewe vir die Here gegee en alles op die spel geplaas om 'n nabootser van Christus te wees. En wanneer ons nabootsers van Christus is, het ons 'n onkeerbare ripple effek. Want die liefde van God sal deur elkeen van ons werk. Die liefde van God sal in ons samelewing deur ons na vore gaan, na vore kom. En die ripple effek sal nie gekeer kan word nie. En ons moet in ons lewe dink hoe ons die evangelie gaan leef, hoe ons met geloof gaan werk, hoe ons met selfopofferende, onselfsugtige, onvoorwaardelike liefde gaan leef. 'n Liefde van lojaliteit, hoe ons met hoop gaan lewe, omdat ons nabootsers van Christus is, omdat ons Jesus wil napraat, navolg, naleef. Want ons moet ook soos 'n groot klok wees wat lui, wat almal kan hoor. En dit beteken dat ons getuienis moet weer klink. En hierdie getuienis moet wees dat ons aan die lewende God behoort. Dat ons onverskrokke en onverdund en skaamteloos sal praat oor ons Here Jesus Christus. Want ons moet verkondig dat daar bekering kan plaasvind. Dat in die verlede bekering, in die hede en toekoms sal daar bekering plaasvind. En daarom moet ons ook seker maak dat ons deel is van hierdie groot, besondere roeping wat die Here vir ons elkeen het, om mense tot bekering te kan bring. En dan kan ons die lewende God in die hede dien, soos in die verlede en ook in die toekoms. Want Jesus sal terugkom in die toekoms. Jesus is die een wat dooies opwek uit die dood. Jesus is die een wat almal red wat aan hom behoort. Jesus is die een wat op die finale oordeelsdag sy volgelinge red. En daarom het ons 'n oproep wat dringend is. 'n Oproep doen dringendheid. In Handelinge 17 en 1 Tessalonisense weerspieël ons dringendheid om die goeie nuus van ons Here Jesus te verkondig. Dit reflekteer ook ons effektiwiteit as mense wat die goeie nuus leef en verkondig. En dit is ook die tekste wat ons op ons tekorte natuurlik wys. Ons leer 'n dringendheid aan om te verander in onsself, ons verhouding met die Here. Hoe ons betrokkenheid in die wêreld verstaan en die rol wat ons moet speel as kinders van die Here. Angs en weerstand keer ons om werklik te verander, want ons is baie keer bang vir die gevolge en resultate. Maar ware dringendheid is nodig om verandering te bring. En Paulus se bediening was gevuld met dringendheid en afwagting. Paulus wou in die hier en nou dinge verander. Hy wou in die hier en nou die goeie nuus deel. Paulus het 'n kultuur begin van konstante dringendheid deur onkeerbaar die evangelie in elke situasie te verkondig. Hy hanteer die probleem van swaar kry en weerstand. Daar is altyd weerstand teen die verkondiging van die goeie nuus. Daar's altyd weerstand teen verandering. Dit is iets wat in ons as mense maar leef. Paulus fokus ook op die harte van die mens, waar vrees en woede die hoop wat in hulle leef kan doodmaak en die dringendheid laat afkoel. Hy spreek nie net die emosionele behoeftes aan nie, maar inspireer hulle dan ook met die inhoud wat die evangelie vir hulle bring. Die kerk het dan dus soos 'n magneet geword, wat mense na die goeie nuus getrek het. Dit is te verstaan dat die mense gekla het oor Paulus se bediening en dat sy evangelie die wêreld op sy kop gedraai het. En daarom kan ons vandag hier in die tyd waarin ons leef weet dat dringendheid deel is van ons DNA. En dit vorm ons kultuur en leer ons wat dit beteken om volgelinge van Jesus Christus te wees. In die woorde van Stefan Joubert, urgency starts when we set aside our love affairs with cluttered calendars, boring church meetings, predictable planning sessions, uninspiring reports, and lifeless religious discussions merely for the sake thereof. We should be confronted with our own spiritual numbness, our predictable expressions of faith in shrinking Sunday services, as well as our dated approaches to ministry. 'n Vals gevoel van dringendheid word gedryf deur vrees en angs.
omdat dinge in die wêreld so vinnig verander en die kerk nie weet hoe om hulle geloof in die wêreld uit te leef nie. En daarom is dit nodig dat ons die vreugde wat die Gees gee vir ons, die Heilige Gees, ons moet dryf en ons moet help om elke dag vir Jesus na te volg. En daarom moet ons vandag 'n stagnerende geloof vervang met 'n gesonde dringendheid. 'n Dringendheid in ons eie lewe, dat ons ook nie in ons persoonlike lewe sal stagneer nie, maar dat ons elke dag sal groei en sal verander, omdat die hooffokus in ons lewe Christus is. Daar is baie meer nodig as wat ons tans mee moet lewe. Ons het baie meer om vir die wêreld te gee. So daar's baie meer nodig as net nog 'n kerk of nog 'n groot vergadering van 'n kerk of nog 'n klomp godsdienstige byeenkomste om te debatteer oor probleme van vandag in geloof en die korrekte geestelike dogmatiek vir die tyd. Daar's meer nodig om te gaan kyk in ons lewe. Ons moet die waarheid van Christus in ons lewe beliggaam. Christus is in ons en dit is die dringendheid waarmee ons hierdie gesprek oor 1 Tessalonisense gaan afsluit. Want wanneer Christus in ons is, beliggaam ons vir Christus, word ons op aarde sy getuienis, lewe ons die waarheid van Christus en deel ons die waarheid van Christus. Want ons weet dan, ons aksies gaan dit wys. Ons aksies sal wys dat ons dringend is, dat ons voluit lewe, dat ons heeltyd bewus is van hoe belangrik dit is om nuwe mense na die Here toe te lei, om te weet dat God in elkeen van ons harte woon en werksaam is. En vandag het ons dan gekyk na die belang van geloof, liefde en hoop. Hierdie volgorde van Paulus wat hy in 1 Tessalonisense gebruik, verskil so klein bietjie van 1 Korintiërs 13 wat praat oor geloof, hoop en liefde. Maar omdat Paulus hier praat van geloof en dan liefde en dan hoop, beteken dat hierdie gemeente hier baie hoop nodig het, soos wat die Korintiërs baie liefde nodig gehad het. Daarom sluit hy met hierdie woorde so af, of wissel hy die woorde so om dit so betekenis te kan gee. Die genade van ons Here Jesus Christus is by jou, en die liefde van God is by jou. Mag jy sy goedheid en sy guns en sy teenwoordigheid ervaar, vandag en in hierdie week. En jy moet onthou dat die Here vir jou baie lief is. Groete.